van u. Ek groet julle in die mooi naam van Jesus Christus. En wat 'n voorreg vandag om nuwe lidmate voor te stel in die gemeente. Die Here voeg self by die wat gered is by die gemeente. So die Here het die mense gestuur. Wat ek gaan doen is, ek gaan vra dat die ouderlinge vorentoe sal kom. Ek gaan vir die ouderlinge sê, wie moet van 'n posisie af staan, en dan sal ons dan die nuwe lidmate na vorentoe roep. Die eerste ouderling wat ek wil vorentoe roep, om hier aan my linkerkant te staan is om Flip Brink. Die tweede ouderling wat ek wil vorentoe roep, om langs om Flip te staan, is om Flip Strydom. Die derde ouderling wat ek wil hê moet nader staan, is Fred Pieterse. Langs Fred Pieterse is Johan Supra. Na Johan Supra is Henny Jacobs, en dan Paul van der Walt meer op die regterkant, en dan ter ondersteuning, wat nou nie wijksindeling gekry het nie, is om Leon Beer en om Pieter Bennett heel aan die regterkant, om ook daar 'n handdruk te gee aan die mense. So die volgende mense is dan deur die Heilige Gees self oortuig om by ons aan te kom sluit. Ons werf nie mense van ander kerke nie. Ook is dit belangrik om te sê dat ons so ver moontlik nie mense inskakel by 'n ouderling wat 'n direkte familie is nie. Het jy nou gedink as dan nou huismoles en dis nou jou vrou se familie? Hoe moeilik gaan dit wees om dit nou uit te sorteer? So daarom, as dat dalk mense ingedeel is en is direkte familie, om net vir ons te laat weet sodat ons dit dalk kan herindeel. Ons sal dit in die toekoms ook in die nuwe inligtingsdag te sê, sodat die ouderling meer onafhanklik van buite af kan sien, veral as daar uitdagings is, want die uitdagings, as dit nie daar is nie, kom dit. So die eerste mense wat ek vorentoe wil roep, dan my heeltemal by om Flip, aan my linkerkant en julle regterkant, te kom bystaan, en Bybels en die sertifikate te kon ontvang, is die volgende: Wian Leroux, Leandra Leroux, Liewen Leroux, Wilandri Leroux, Wylan Beer, Jotam Beer, Gabriella Beer en Regan Beer. Julle kan vorentoe kom en julle kan julle sertifikate en Bybels ontvang terwyl ek die volgende mense uitroep. Die volgende persone val dan onder oom Flip Strydom. Kom ons gee hulle maar net kans dat hulle dit net eers kry. Julle moet asseblief nie gaan sit as julle dit gekry het nie, dan staan julle net daar, so ons gaan later vir julle sing. Die tweede is Alta Appel, Hendrik Clayton, Willem Trotsky en Gerda Trotsky. Julle kom hier by oom Flip Strydom en julle kom kry julle Bybels en sertifikate by oom Flip. Die volgende persone dan, is dan wijks ingedeel by Fred Pieterse, Elise Roos, Patsy Botha en Colin Jonker. Die volgende persone dan, is ouderling Johan Supra, Caroline Brutcher, Fanny Venter, Heila Venter, Erika Venter, Estiaan Venter en Avia Venter. Is die Venters hier vandag? Ja, is hulle, daar kom hulle. Die volgende persone kan dan na Henny Jacobs toe beweeg, en ouderling Henny Jacobs, Duncan Veldman, Larissa Veldman en Driekus Veldman.
En dan aan Paul van der Walt, die laaste een wat die indeling betref, is Petro Maree. Petro, jy kan daar by Paul jou sertifikaat kom kry. Dan sê ons mag seker vir 'n hande klap, want hulle is deur die Gees gelei. Nou voor ons vir hulle gaan sing en die ouderlinge almal die geleentheid gee om vir hulle handdruk te gee, kom ons bid net saam en ons gaan sommer vir Vader vra om vandag se woord vir ons te openbaar. Ons wonderlike hemelse Vader, ons sê vir U dankie Here, dankie dat U hierdie mense gestuur het hier na ons toe, Here. Dankie dat U hierdie mense aan ons toevertrou het, Here, om ook geestelike leiding te vat, Here, soos wat U vir ons gegee het in die woord. En dankie ook vir U verantwoordelikheid. Ons vra, Here, dat U elkeen van hulle sal seën en hulle sal omring, Here, en liefde, U liefde aan hulle sal openbaar. Ons vra, Here, dat U hulle sal beskerm teen die aanvalle, Here, van die bose en teen enige misleiding wat dalk by die agterdeur moet inkom. Ons vra, Here, dat U elkeen van hulle se gesin, Here, sal 'n honger gee na U woord, Here, dat hulle by 'n honger het om by U woord te sit. Vader, ek vra ook, Here, waar ons vandag die woord gaan bring, dat U vir ons die woord sal openbaar, Here. Die woord sê, Here, die wêreld is soos 'n rusbank vir U voete. Ons vra U, Here, dat U vandag self die boodskap sal bring, Here, en dat U deur die Heilige Gees elke persoon sal kom besoek, Here, en dat U verheerlik sal word en dat die kruis groter sal word en ons elkeen kleiner sal word. In die wonderlike naam van Jesus. Amen. Die ouderlinge kan maar vir hulle handdrukke gee en dan kan julle sitplekke gaan inneem. Maar miskien moet ons 'n liedjie sing. Miskien as dit reg is met die sang kan ons kom ons sing. Kom ons staan, gemeente, kom ons staan en ons sing laat Here die seën op hulle daal. Daar sê die ouderling kan miskien net vir hulle handdruk gee en dan kan hulle se plekke gaan inneem. Daar sê julle baie dankie. Baie dankie aan die ouderlinge ook. En dankie vir die dames wat alles gister voorberei het en al die lof kom in die ere toe. In hierdie week vra baie goeie vriend van my 'n vraag oor van die kruiswoorde van Jesus. En ek sit by Vader en ek vra vir Vader, Here, vertel vir my uit die woord uit, wat beteken hierdie kruiswoorde van U? En ek het nog nie eens 'n antwoord vir die persoon nie. Maar terwyl ek met my soektog en met die grou in die woord, is die Here besig om vir my iets anders te openbaar nou. En dit gaan van toe Jesus aan die kruis gehang het, wat het hy gesê en wat het hy daarmee bedoel? En dit is die boodskap vir vandag. En ek het regtig by die Here se voete gesit en gevra, Here, nou wat is vir ons opgeteken in die kruiswoorde wat Jesus Christus vir ons gesê het aan die kruis? Ek het toe op 'n artikel afgekom of gehoor van iemand wat gepraat het van die artikel van 'n liberale eerwaarde. Sy naam is Jeffrey John en hy is die hoof van die Albany Kerk in Engeland. So rukkie gelede het hy die volgendes gesê. Onthou, dis 'n nuwe wêreldse liberale tipe kerk. En ons weet in watter tyd ons woon in die tyd was ons maar lou, of was ons maar koud, of was ons maar warm, maar nou dat ons lou is, het die Here ons uit sy mond uit gespoeg. Dit is net nog 'n teken. Hy het gesê,
Hy het gesê, watter soort God is hierdie, wysende na jou en my God, dat hy so kwaad word vir die mense wat hy geskape het, dat hy sy eie seun se bloed gebruik om hom te kalmeer. En die eerwaarde het verder gesê, dis onlogies dat dit so kan gebeur. En hy het gesê, dis malligheid, as jy dit nou in Afrikaans vertel, dis malligheid. Enige iemand of enige iets wat so iets doen, is niks anders as 'n monster nie. Dis die woorde en jy kan dit maar gaan Google. Eerwaarde Jeffrey John. Dit het my gedagtes net verder in die gang laat sit oor hierdie kruiswoorde wat Jesus gesê het. En geliefdes in baie kerke in die wêreld vandag, waar daar voorspoedprediking is, en al hierdie goed vertel word wat mense net wil hoor, en dat die mense nou eintlik self kies wat hulle lering moet wees en nie moet wees nie, ten spyte wat die Bybel vir ons moet leer, is daar baie teologiese instansies, teologiese universiteite, wat hierdie siening nou ook benader van sê, kan God nie 'n ander plan gemaak het nie. Was dit nodig vir hierdie bloed van Jesus Christus om te vloei aan die kruis? Sekerlik, as daar 'n God is wat bestaan, kon hy mos nou 'n ander weg gebaan het. En dit is ook die uitgangspunt van die kerke. Dan sê die Here vir ons in die dag waarin ons leef, die 7de gemeente van Laodicea, wat hy sê, wees dan naëwerig en bekeer jou. En dis ook die boodskap vir die kerk, die sogenaamde kerk. Ek praat nie nou met die ware kinders van die Here nie. Dit is die boodskap vir die tyd waarin ons lewe. Die kerk vandag is niks anderster wat daar vir ons ook gewaarsku is. En soos in die dae van Noag en soos in die dae van Lot, so sal dit wees aan die einde van die wêreld, aan die einde van tyd. En dit sien ons voor ons dag. Maar ons is kinders van die Here. Ons sê die volgende. En ons sê wat 1 Korintiërs 1 vers 23 vir ons sê. Ons sê, maar ons, ek en u, ons verkondig die kruisiging van Jesus Christus. Ons verkondig die kruisiging soos wat dit vir ons in die woord neergepen is. Ja, die kruisiging is vir sommige mense is dit struikelblokke, want die versie sê in 1 Korintiërs 1 vers 23 sê, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Griek. Ja, vir sommige van ons in hierdie wêreld, vir die wêreld daar buite, is die kruis van Christus is 'n struikelblok vir sommige. Vir ander is dit eenvoudig net dwaasheid as jy deur jou eie bril wil kyk. Maar vir ons wat gered is, vir ons kinders van die Here is dit die krag van God. As jy na die kruisiging kyk, dan kyk jy na die krag van God. Nou daar's 'n paar dinge wat die grootste gebeurtenisse is in die evangelie. Dis toe Jesus Christus in vlees gekom het en vir ons die Here hom gestuur het om vir ons op die ou ende aan die kruis te sterf, maar ook om vir ons op te staan. Nou hierdie is van die belangrikste gebeurtenisse vir die evangelie van Christus. Die kruisdood van die Here Jesus Christus en die opstanding van die Here Jesus Christus. Aan hierdie een kant is die kruisiging en waardeur Jesus Christus moet staan. En aan die ander kant is die opstanding. En dat Jesus Christus nie meer in die graf is nie. Nou kan jy vir my sê, ja, maar daar's ander mense ook opgewek in die Bybel. Die dogtertjie van Jairus, Lazarus en vele ander. Maar gaan ek vir u sê, dit was nie regtig opgewek om in 'n verheerlikte liggaam te wees. En daai mense was opgewek, maar waar is hulle vandag? Hulle het weer gesterwe. Daar's net een mens
wat opgewek het en wat 'n verheerlikte liggaam ontvang het, en dit is Jesus Christus. Daarom wil ons vandag bietjie gesels oor hierdie kruisdood van Jesus Christus. En ek wil vanoggend vir jou vra, oom, tannie, jongeling, wat hier is. Daarom wil ek vanoggend vir jou vra, kom ons gaan bietjie na die Gees vanoggend, na Golgotha, waar Jesus gekruisig is. Golgotha, die plek van vervloeking, maar ook die plek van die wonderlikste, rykste seën, wat jy ooit sal ontvang. Hier sien ons die mens, Jesus Christus as die mens, op sy slegste, op sy swakste. Aan die ander kant sien ons, ook aan hierdie kruis, sien ons die loflike God op sy beste. Ek kan vir julle sê, die kruis is die hartseerste gedeelte wat daar nog ooit verstaan. Maar net aan die ander kant is dit die mees vreugdevolste gebeurtenis wat nog ooit plaasgevind het. Sommige in een is dit die hartseerste en die vreugdevolste gebeurtenis. Golgotha, die plek waar die lam van God geslag is, vir jou en vir my. Golgotha, wat ek en jy sal moet kom en voorkniel in die Gees natuurlik, as ons vergifnis wil kry van ons sondes. Want is al waar ons vergifnis kan kry, is by Jesus Christus se voete, by die kruis. En as jy redding en saligheid benodig, is dit die enigste plek waar jy kan kom om oorwinning te kry en om verlossing te kry. Golgotha. En as ons vanoggend in die Gees beweeg na hierdie plek wat genoem word Golgotha, net buite Jerusalem is 'n heuwel. Golgotha, en as ons vandag daar sal stil staan, dan sien ons in ons geestesoog en sien ons die 3 kruise wat daar staan, net buitekant die dorpie Jerusalem. Daar sien jy 3 kruise, een aan die linkerkant en een aan die regterkant en een in die middel. En die 2 kruise in die kruis doen met moordenaars en rowers, maar in die middelste kruis, daar hang die unieke mens wat nog ooit geleef het van alle tye, en sy naam is Jesus Christus. En hy hang in die kruis vanoggend. Ja, hy is waarlik mens, maar hy is ook waarlik God. 33 jaar is ouderdom op aarde. Hy het 30 jaar gewerk. Hy groot geword natuurlik en gewerk as 'n skrynwerker, totdat hy 3,5 jaar vol in bediening ingegaan het om te verkondig dit wat die Here vir hom, die taak wat die Here vir hom toevertrou het. Na 30 jaar, toe hy 30 jaar oud was, het die Gees van die Here, terwyl Jesus gedoop is, op Jesus neergedaal in die vorm van 'n duif. En hy het gesê, dit is my seun in wie ek welbehae het. Nou hierdie sal ons nooit verstaan nie, ons sal dit nooit begryp wat presies daar gebeur het nie, want ons is maar net mense. Ons sal nie God se volle plan kan verstaan nie, maar wat ons in die Bybel lees, is daarom so klein gedeelte van die sluier wat vir ons weggevat word om te sê, dit was nodig. Dit was nodig. En daar was mense in daardie tyd, toe Jesus gekruisig is. Net so is daar mense vandag wat liewer in die duisternis sal lewe, as om in die lig van die wêreld te kom. Mense het Jesus Christus gehaat. Jesus Christus se lewe het hulle gehaat op die aarde. Stel jouself voor, Jesus Christus, na aan die einde van sy bediening, toe dit na die einde toe kom, die mense in Jerusalem, wat geskree het, kruisig hom, weg met hom. Dis nog steeds mense vandag, wat dit skree, dalk nie in woorde nie. Dan is daar 'n soort haat in hulle harte wat na vore kom. Jesus Christus moet sterf.
En as hy so in die pad afloop, wat hulle noem die Via Dolorosa, het mense op hom gespoeg, hulle het sy baard uitgeruk, en hulle het hom geslaan, en terwyl hy so in die kruis dra, en van al hierdie liggaamlike pyn, het hy mekaar gesak, en hulle het vir Simon van Sirene gevra, kom dra die kruis van Jesus, en hulle het Simon geforseer om Jesus se kruis te dra, na die hoofsketel, die heuwel net buite Jerusalem, waarna toe hulle op pad was met hierdie kruis, en daar op die heuwel, net buite Jerusalem op Golgotha, het hulle die kruis opgetel, nadat hulle Jesus vasgemaak het, en vasgespyker het, met spykers in sy hande geslaan het, en die skare het gejuig, die mense het gejuig, en met tevredenheid in hulle gesigte en in hulle harte, het hulle geglimlag, terwyl die skepper van die hemel en aarde op hierdie kruis met erge pyn gehang het, tot sy disippels het weggehardloop, want hulle was bang dat hulle ook gearresteer sal word. Tot sy disippels, tot sy beste vriende het hom verlaat. Hier hang Jesus op hierdie kruis, plus minus van 9:00 die oggend, tot en met 3:00 die middag, vir 6 ure lank, voordat Jesus in die vlees gesterf het, was daar 'n paar woorde wat Jesus geuiter het, gespreek het aan die kruis. 7 woorde eintlik. Ons gaan vandag net kyk na die eerste, want die boodskap is te wyd en te groot. Ons gaan net kyk na die eerste boodskap wat hy gesê het. Die eerste paar woorde wat Jesus geuiter het. En ek wil jou nooi vandag, vriend, oom, tannie, kom ons staan vandag so 'n bietjie nader aan die kruis, sodat ons kan hoor wat Jesus vir ons gesê het, toe hy in hierdie kruis gehang het. Wat is die woorde wat hy gesê het vir ons? En ek kan jou verseker, liewe vriend, as jy luister na wat hy sê, die Gees openbaar dit vir jou, sal jy hom meer lief hê as nog ooit tevore. Ons mense is mos baie belangstellend om te hoor wat mense op hulle sterfbed. Ek dink almal van ons wat hier sit, kan sterfbed woorde onthou, of dit nou jou ma is, of jou pa is, of 'n oom of 'n tannie, of selfs jou kind op die sterfbed. Jy vergeet nie daai woorde nie. Geen normale mens vergeet die woorde, heel waarskynlik wat jou ma of jou pa vir jou gesê het, toe hulle op sterwe was. Mens vergeet dit nie. Net so was Jesus op sy sterfbed gewees, terwyl hy in hierdie kruis gehang het, in erge pyn. En wanneer ons terugdink aan wat die sterfbed woorde van mense was, ek praat met enige mens wat op sterwe was, na die tyd, dan dink ons mos daaraan, en dit bly in ons gedagtes, tot die dag dat ons sal sterf, en ons dink aan hierdie woorde, en dit is soos gister wat ek my eie pa se woorde kan onthou, die laaste woorde wat hy vir my gesê het, en paar jaar daarna, my ma se eie woorde, so is ek seker daarvan, dat die meeste van u wat hier sit, kan die laaste woorde onthou, van 'n geliefde van jou, voor hulle gesterf het. En net so het Jesus 7 keer gepraat op die kruis, so dit is die moeite werd om te hoor, wat hierdie Jesus vir jou wil sê, en ek wil vandag vir jou sê, kom staan nader en hoor wat jou Heiland vir jou wil sê, wat aan hierdie kruis hang, vir my en jou sondes, en ek wil vandag met jou praat, net oor die eerste woorde wat hy gepraat het. Daar's 7. Die eerste woorde wat hy gepraat het, en ons lees dit in Lukas 23 vers 34, een versie wat ons al reeds gelees het met die opening. En wat het Jesus se kruiswoorde gesê toe hy op die kruis hang? Die eerste woorde wat hy gesê het, is 'n gebed. Jesus het gebid. Wat het hy gebid en het gesê? En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek praat vandag met u oor die tema, Jesus se gebed aan die kruis. Jesus se gebed vir die verlore gaande wêreld daar buite. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie.
En as ons vandag net oor hierdie tema wil praat, dan wil ek net 'n paar gedagtes met u deel. Die eerste gedagte is, Jesus bid terwyl hy aan die kruis hang. Ek wil dit weer sê, Jesus Christus bid terwyl hy aan die kruis hang. Nou as jy na hierdie omstandighede kyk, toe Jesus Christus aan die kruis gehang het, 'n man met geweldige pyn, ja, hy het pyn gehad, want hy was mens, soos ek en u. Hy het net nie sonde gehad nie. Terwyl hy aan hierdie kruis gehang het, het hy onbeskryflike smarte deurgebring. En hy was in skande, want hy was naak voor die hele volk. Wat 'n vernedering vir die skepper van die hemel en die aarde. En toe Jesus sy woorde, sy mond oopmaak en hy spreek woorde, kom daar nie woorde van selfbejammering, soos in baie van ons se lewe nie. Daar kom nie vloekwoorde uit, soos baie mense wat aan die kruise in die geskiedenis gehang het gevloek. Daar kom nie 'n geskree en 'n gelaster uit sy mond, soos die meeste mense, ek wil eintlik sê soos al die ander mense wat in 'n kruis opgehang is nie. Of jy wil nou onderhandel met die ouens wat jou ophang in daai laaste oomblikke, want dit is 'n geweldige pynvolle dood wat jy gaan. Jy kan nie eens asemhaal, en elke keer as jy asemhaal moet jy jou probeer self optrek. Jesus Christus se ribbebene was oop en die woord sê, jy kon deur sy ribbebene sien terwyl hy probeer asemhaal. Nou ons kan onsself nie dit indink nie. Maar toe Jesus Christus sy mond oopmaak in die kruis, bid hy nie vir homself nie. Anderster heel waarskynlik is ek en u, wat dalk onsself wil bid in daai omstandighede, as ons deur ons uitdagings wil gaan in ons lewe, is die eerste ding is ons bid vir onsself. Niks verkeerd daarmee nie. Natuurlik moet ons die aangesig van die Here soek en ons sê nie dis verkeerd nie. Ons kyk wat het Jesus gebid. Jesus het eerste keer wat hy toe in die kruis hang en hy het gebid, daar het hy gebid vir ander. Hy het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het gebid vir sy vervolgers, vir sy vyande het hy gebid. Waar bid hy? Hy bid aan die kruis. Wat bid hy? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy bid vir die ander mense. Nou kan myself net voorstel, waar Jesus Christus geloop het in die Via Dolorosa. Miskien moet ek net vir u dit net eens uitlig. In die Griekse taal, as jy na die oorspronklike Griekse taal gaan kyk, waarin hierdie geskryf is, het Jesus Christus hierdie woorde nie net een keer gesê nie. Sien, daar is 'n sekere vorm waar dit is geskryf is. Dis in Afrikaans kan ons sê, dis in 'n duratiewe vorm geskryf. In Engels sê dit 'n ongoing. So hy het dit ten minste meer as een keer gebid. Dis wat die oorspronklike taal sê. Nou terwyl Jesus Christus, nou dit staan in die woord nie, en ek sê nie dit is so nie, ons kan maar net sê, miskien omdat dit in die duratiewe vorm geskryf is, in ander woorde in die aanhoudende vorm, in die aanhoudende, die voortdurende vorm in die Griekse taal geskryf is, het hy dit ten minste meer as een keer gesê. Maar stel jouself voor, hier loop hy in die Via Dolorosa, terwyl die mense hom slaan en hom spoeg, sy Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe hy op die kruis gelê word, oopgespalk, en hulle is besig om die spykers in sy hande te slaan, terwyl die hamerslaaf val, hy het al gesê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe hulle die kruis opbring, en die soldate is besig om sy kledingstukke onder mekaar te verdeel, wat ook 'n profesie was, wat vervul is op daai stadium, het Jesus gebid en gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hy het sy openbare bediening begin op die walle van die Jordaanrivier,
toe die Heilige Gees op hom uitgestort is. En hy het sy bediening, aardse bediening, afgesluit aan die kruis van Golgotha. Iemand het een keer gesê, hierdie Jesus was opreg 'n bidder. Hoeveel keer lees ons nie in die woord dat Jesus gebid het nie? Van die krib na die kruis was Jesus 'n bidder vir ander mense. En selfs, nou wil ek u vertel, selfs nou, op hierdie oomblik, waar u hier sit, is Jesus Christus by Vader, en hy bid vir jou en vir my, tree vir jou en vir my in die Vader, in die hemel, hy is nog steeds 'n bidder, en hy tree vir ons in. Nou gebed is ook 'n vorm van dienslewering. Dis dalk die hoogste vorm van dienslewering. Ons sal nie weet nie, maar dat dit 'n baie hoë vorm van dienslewering is verseker. Jesus self het dan gesê, ek kom nie om gedien te word nie, ek kom om ander te dien. Dit het Jesus self gesê, en die woord sê, ons moet sy voorbeeld navolg. Ons moet doen wat hy doen. Nou hang Jesus Christus, nou vat ek jy terug na die heuweltjie net buite Jerusalem. En hier hang die skepper van die hemel en aarde, besig om dood te gaan in die vlees soos ons ken. Nou, Jesus het nog steeds take verrig aan die kruis. Hy kon nou nie meer siekes aanraak met sy hande nie, om hulle te genees, want sy hande is vasgespijker. Hy kon nie meer sy voete gebruik om te verkondig dit wat hy moet gaan verkondig nie, want sy voete is vasgenaal aan die kruis. Hy kan nie meer aan sy disippels onderrig gee en leringe gee nie, want hulle het almal weggehardloop. Hulle is nie meer daar nie. Hy kon nie meer die verlore skape gaan soek, want hy is vasgenaal aan die kruis. Hy kon niks anders doen as om te bid nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hy het steeds voortgegaan met sy bediening, selfs in sy laaste ure het hy vir ander mense gebid. Vader, vergeef hulle, ten spyte van sy lyding en sy seer. En wat 'n groot les is hier nie vir my en vir jou nie. Broer en suster, oom en tannie. Want sommige van ons, en dalk van die ouer mense toe ons jonk was, toe kon ons aktief die evangelie van Christus gaan uitverkondig, maar nou is ons dalk vasgepluister in 'n klein kamertjie en ons liggaamlike kragte het dalk bietjie al afgeneem. Maar as daar's ten minste nog een manier waarop jy kan bedien, en dis om 'n gebed in te tree vir ander. Baie van ons blameer ons omstandighede. Ja, maar nou kan ons nie meer nie, want, en voeg maar by. Ons kan nie meer bid nie, want dit is te vroeg, of dit is te laat om te bid. Dit is te koud, of dit is te warm, of ek is te moeg. En allerhande verskonings in die boek. Ons het al hierdie verskonings, of ons blameer ons omstandighede. Ons blameer ons omstandighede dat ons nie meer kan bid nie. Maar hier is Jesus Christus in die moeilikste omstandighede wat kan wees. En hy bid steeds en hy bedien steeds ander mense. As 'n mens na hierdie gebed van Jesus luister, wat vir die kruis afgebid word. Ons ore is mos nou ingestel in hierdie kruiswoorde wat Jesus nou van hierdie kruis afsit. Weet jy dat selfs in daardie oomblik hy nie in geloof gewankel het nie. Selfs in daardie oomblik het Jesus nie gestruikel nie. En hy het nie wantroue
in die plan van sy Vader gehad nie. Kyk 'n bietjie na hierdie eerste woorde wat Jesus gebid het. Vader, Vader. Hy bid nog steeds hierdie in sy seenskap aan die Vader. Hy bid nog steeds hierdie gebed en met sy vertroue dat sy Vader dit sal beantwoord. In vandag se tye is daar mos mense wat nie meer geloof kan behou as die storms van die lewe kom nie. Hier is dalk mense wat hier sit en ek het al mense gehoor dit vir my direk sê, wat sê, my geloof is nou geknak. Daar is mense wat hulle vertroue heeltemal verloor het aan dit wat reg is. Ek het nie al gehoor van mense wat sê, waarom doen die Here dit in my? Waarom moet ek deur hierdie pyn gaan? Waarom gebeur hierdie dinge met my? Staan jy by 'n seun dalk wat 12, 13 jaar oud is se graf. Jy is pa. Kom hierdie gedagtes by jou op, maar waarom, Here? Waarom? Waarom het U dit gedoen? Maar hier het Jesus in sy donkerste tyd, in die moeilikste tyd waarna hy was, skitter hy soos 'n ster in 'n donker nag. Sy geloof is sterk, sy geloof is stabiel. Moet ek net terugvat, terwyl hy, nadat hy gearresteer is hy met hierdie Romeinse kats geslaan, wat stukkies vleis van sy liggaam afgekloof het, en sy hande, en sy ribbebene, en sy kop, en sy hele liggaam, hy was eintlik, wat die Bybel sê, onherkenbaar as 'n mens. En nadat hulle hom so geslaan het hulle doringkroon op sy kop gesit, en 'n purperkleed om hom hang, en hom weggelei na die plek waar hy gekruisig moet word. En toe hang Jesus Christus aan die kruis, en sy geloof te midde van alles wat met hom gebeur het, is versterk in sy Vader. Hy bid nog steeds tot sy Vader. Hoe lyk dit met jou, kind van God, vanoggend? Hoe lyk die omstandighede waarop jy in jou lewe gekom het, die afgelope week, afgelope maand, afgelope jaar, die afgelope paar jaar? Hoe lyk jou omstandighede in vergelyking met Jesus se omstandighede? Hoeveel keer het dit nie al gebeur dat ons as kinders van God in beproewing kom, en wanneer die toetse kom, dan verwyd ons God vir dit wat gebeur het. Sit jy nie dalk vanmôre hier ernstig ook met 'n geknakte geloof, en ons kyk na hierdie gebed wat Jesus gebid het. Het jy nie meer vertroue in God en die woord nie, maar Jesus Christus het in sy donkerste uur, het hy hierdie gebed gebid. Net 'n tweede gedagte en voorlaaste gedagte van hierdie. Wanneer smart en beproewing en lyding oor ons as mense kom, vir wie bid jy dan? Wanneer die branders van die lewe om jou begin breek, vir wie bid jy? Wanneer die dinge verkeerd loop in jou lewe, bid jy dalk vir ander mense, soos wat Jesus Christus vir ander gebid het? Jy bid dalk net vir een persoon, en dit is vir jouself. Ons probeer ons met ons swak handjies, probeer ons die almagtige hand van God vasgryp, terwyl dit nie sal werk nie. Ons moet 'n Vader in sy hand wees, soos Petrus, toe hy begin sak het in die see, het Jesus sy hand na hom toe uitgesteek. In die verkeerde, moeilike tye van ons lewe, in die uitdagende tye, natuurlik moet ons God aanroep, want Psalm 50 vers 15 sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal jou uithelp. Ons moet dit doen, maar laat die Here ook vir ons help om te bid soos Jesus. Hy het nie vir homself gebid nie.
Hy het vir ander mense gebid. Hy het gebid vir die godsdienstleiers van daardie tyd, vir die owersters, vir die soldate, vir die mense wat daar was, het hy gebid. Dis asof hy die mense om hom met sy liefde wou toemaak. Jesus het in sy bergpredikasie gesê, seën die wat jou vervloek, doen goed aan die van julle, aan die wat jou haat. Bid vir die wat jou vervolg. En ek wil vanoggend vir jou kom sê, julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek, want dit is vir ons so opgeteken in die Bybel. Jesaja 53 vers 12 sê, terwyl hy nog die sonde van baie gedra het, vir die oortreders gebid het. Jesus Christus het die sonde van jou en my gedra, en terwyl hy daai moes dra, het hy vir ander gebid. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As daar nou nog 'n tyd is om te bid vir oortreding, dan is dit nou. As daar 'n tyd is om te bid vir ander, dan is dit nou. Dan is dit dalk vandag. Want môre is dit dalk te laat, dat ons by Jesus sal leer. Efesiërs 5 vers 1 sê, ons moet navolgers wees van Jesus. Ons moet dan navolgers van God wees, soos geliefde kinders. Efesiërs 5 vers 12 staan daar geskryf, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het, en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en 'n offer aan God, tot 'n lieflike geur. Die behoefte is nou, om ook vir ander te bid, vir die goddelose wêreld daar buite. Ek vra jou vandag, is jy dalk te besig om ook vir ander te bid? Jesus het vir sy vyande gebid. Wat help dit, ek het al hierdie dinge, gesondheid, ek het 'n werk en ek het vrede in die huwelik en die familie, maar daar is sonde tussen jou en God. Wat help dit, ons het skoene, maar ons het nie skoene vir die bereidheid vir die evangelie nie. Wat help dit, ek het 'n bril en ek kan nie sien nie. Hierdie dinge sien wat die woord vir ons leer nie. Nou ek wil ek vanoggend vir u kom sê, as ons net weer 'n keer kan besef hoe sondig ons is, kinders van God, kom ek sê vir u, daar's baie mense wat met stryd en sondes in hulle lewe hardloop. Kom ons bid ook soos Jesus, sê Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En as ons dink ons het nie sonde nie, dan staan daar in 1 Johannes 1 vers 8, staan daar geskryf, en as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. En as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot leienaar, en sy woord is nie in ons nie. Jy sien, hoe nader ons as mens aan God kom, hoe groter is die besef dat daar groot sonde is, dat daar sonde is tussen my en God. Hoe verder mens van God af leef, hoe kleiner is jou besef dat daar sonde in jou lewe is, en hoe minder sien jy die donker kolle van die sonde in jou lewe, net soos wat Jesus ons geleer het om te bid. Jesus het ons gebid om te bid elke dag, vir ons stel om te bid vir ons daaglikse brood. Net so het Jesus ons geleer om elke dag te bid, vergeef ons sondes. Mense sê mos, ek het 5 jaar of 10 jaar terug my sondes bely, dis goed en dis reg en ons vertrou dat die Here jou gered het. Maar Jesus Christus se rolmodel het gesê, ons kan elke dag bid, Vader, vergeef ons sondes. Net soos wat ons moet bid elke dag vir die brood wat ons moet eet. Sonde in die mens se lewe is vandag nog steeds die grootste probleem. Die derde gedagte wat ek mee afsluit. Jesus het gesê, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek sluit af met die gedagte dat hy gesê het, Vader, hulle weet nie wat hulle doen nie. Dan wil 'n mens hierdie vraag vra vandag.
Was hierdie mense dan nie bewus van wat hulle gedoen het nie? Daai soldate wat Jesus geslaan het, was hulle nie bewus wat hulle dit gedoen het nie. Toe Jesus voor Pilatus verskyn het, het Pilatus dan nie besef dat hierdie man onskuldig is, terwyl hy hom tot dood veroordeel het nie. Pilatus het presies geweet dat hierdie man onskuldig is. Daai soldate het presies geweet dat hierdie man onskuldig is. En toe die skare geskreeu het, kruisig hom, weg met hom, het hulle presies geweet wat hulle sê. Hierdie soldate het nie besef, toe hulle Jesus gekruisig het, dat hy iets anderster is wat hulle nie besef nie. Wat sal dit wees wat hulle nie besef het nie? Hulle het tog die meeste van die goed geweet. Hulle het presies geweet wat hulle gedoen het, maar hoekom sê Jesus hier, hulle het nie geweet wat hulle doen nie? Want daar is een ding wat die mense nie geweet het, wat hulle doen met die kruisiging van Jesus en tot vandag toe nog nie. Daar is een ding wat hulle nie geweet het nie. En wat was hierdie een ding? Wat Jesus gesê het vir Vader, hulle weet nie wat hulle doen nie. Want ons lees nergens van iemand wat nie geweet het wat hy doen nie. Maar daar is een ding wat hulle nie geweet het nie. Hulle het nie geweet dat hierdie man wat hulle besig is om te kruisig, hulle het nie geweet dat hy die ware man, die skepper van die hemel en die instandhouder van hierdie aarde was nie. Hulle het nie geweet dat hulle eie skepper, die persoon wat hulle self gemaak het, gekruisig het nie. Dit het hulle nie geweet nie. Hulle het nie geweet dat hulle eie skepper gekruisig het nie. Hulle het nie besef dat hulle eie maker gekruisig het nie. Dit het hulle nie besef nie. En eintlik het hulle geen verskoning gehad om dit nie te ken nie, want die profesie was daar van die Ou Testament af. Was profesie en daar was skrifgeleerders en daar was almal wat gesê het en voorspel het van wat gaan gebeur. En eintlik was daar geen verskoning nie, maar die mense het nie geweet dat hierdie ou profetiese woord wat vir hulle geskryf is, net hier en net van nou ook van Jesus se kruisiging van toepassing is. 330 keer in die Ou Testament is daar opgeteken en profeseë oor Jesus se kruisdood. En daar was niemand soos hy nie. Hy het magtige wonderwerke gedoen. Die mense was absoluut vasgevang aan Jesus Christus. Alhoewel hulle geweet het dat daar iets besonders was, hulle gevra het, waar kry hierdie man sy wysheid vandaan, was daar niemand soos Christus nie. My vraag aan jou vanoggend is, vir wie bid jy? Vir wie bid jy? Natuurlik moet jy vir jouself bid, dit is so. Maar kom ons leer vanoggend uit Jesus se kruiswoord, uit die eerste kruiswoord wat hy gesê, wat hy gebid het. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Mag die Here vir ons openbaar, dat ons ook vir ander kan bid en dat ons hier in Jesus se voetspore kan loop. En as dit die Here se wil is, sal ons met verloop van tyd ook die ander kruiswoorde behandel wat Jesus gesê het. En elkeen van hulle is baie dieper as wat met die eerste oogopslag gedoen word. En ons gaan nie noodwendig dit in 'n reeks doen of in 'n volgorde doen nie. Ons sal dit doen soos die Heilige Gees ons kan lei. Kom ons sluit die oop. Ons wonderlike hemelse Vader, dankie Here, dankie vir Jesus Christus wat vir ons in die kruis gehang het. Dankie vir die weg wat U gebaan het, Here. Ek vra Here, as daar dalk iemand is wat nog nie die weg van saligheid het nie, Here, dat U dit sal openbaar in die wonderlike naam van Jesus. Amen.